Hallo julle maatjies, ek is Lizel en ek is so bly julle is vandag hier by Beleef Kids. Wil julle gou-gou 'n game saam my speel? Staan gou-gou op. Goed, gee mekaar so klein bietjie spasie. Maak seker jy gaan niemand raak slaan nie. OK, weet julle wat is Simon Says? As ek sê Simon Says, dan moet jy dit doen. As ek nie sê Simon Says nie, dan moet jy dit nie doen nie. Julle moet mooi luister, is julle reg? Reg? OK. Simon sê, vat aan jou kop. Simon sê, vat aan jou skouers. Simon sê, vat aan jou neus. Vat aan jou knie. Ek het julle uitgevang. Julle kan weer gou-gou sit. Geef vir almal spasie. Is julle seker? Sit julle almal nou lekker gemaklik? Goed, kom ons luister gou-gou. Ons liggame het baie verskillende dele, maar al die dele werk saam. Jou bene kan nie sonder jou knieë nie. Kan jy gedink het, as jy so styf moet loop, jou knieë kan nie buig nie. Jou hande kan nie sonder jou arms nie. Jou oë, jou ore, alles is afhanklik van jou brein hier bo in jou kop. En jou brein kan nie sonder jou longe of jou hartjie nie, né? Die Bybel sê, God se familie werk ook so. Elke mens is belangrik. Elke mens het 'n plek. Elke mens het talente wat die kerk of die huisgesin van God kan help. En jy is deel van God se plan. Wil jy deel wees van die liggaam van Christus? Klink dit vir jou soos 'n klomp van? Natuurlik is dit. Kom ons kyk gou-gou na hierdie video saam. Have you ever wished you had a certain talent or gift? Maybe you wish you were a brilliant scientist, or a world-famous singer, or a gold medal-winning basketball player. Those are all good gifts, but sometimes, no matter how much we practice or how hard we try, we just won't have all the gifts we want. But that doesn't mean we don't have special gifts of our own. We all play an important role in the body of Christ, also known as the church, and God's given all of us gifts to help. The Apostle Paul talks about this in the book of 1 Corinthians. He said to think about it like this. In our human body, our eyes and our feet were made to do very different things. Our eyes were made to see, and our feet were made to walk. If our eyes and our feet decided to change places, how would we see? How would we walk? Our bodies wouldn't work very well. The body of Christ is the same way. God's given us our special gifts as part of His church. When we use those gifts well, the whole body of Christ works like it should, to show God's love to each other and the world. But when we don't use our gifts or get jealous and wish we had different gifts, it's like we're an eye wishing we were a foot. God made you to be you, with your own unique and special mix of gifts and talents. So think about how you can use the gifts He's given you to follow Jesus and serve others as part of the church. When you do that, you'll be true to the self God made you to be. Wow, maatjies, dit is 'n lekker video gewees. Kom ons dink gou-gou saam oor wat ons geleer het. Is jy een groot oog? Nee. Is jy een groot stinkvoet? Nee. Kan jy net 'n mond wees? Nee. Jy is 'n liggaam en jou liggaam het baie dele. Alles werk mooi saam met mekaar. En die Bybel sê, dit is hoe God se familie ook werk. Party mense sing baie mooi. Party mense kan preek. Ander mense help om mense wat nie is tuis te laat voel. Party mense bid vir ander wanneer hulle siek is en dan word hulle gesond. Party leer die kinders. Kyk gou-gou vandag 'n bietjie rondom julle. Kyk na hierdie tannies wat vandag hier by julle is. Hulle doen presies dit. Hulle vorm 'n baie groot deel van die liggaam van Christus, of die huisgesin van Christus. En elkeen van hulle is belangrik. Nes julle. Dink julle, hoe sou dit gewees het as hierdie tannies nie vandag hier was om te kom help nie? O my genade, dit sou chaos gewees het.
Julle sou gedoen het net wat julle wil. Maar weet julle wat is die beste deel? Jy hoef nie groot te wees om deur God gebruik te word nie. God kan kinders gebruik en hy wil. Hoor gou wat sê die Bybel vir ons in 1 Korintiërs. Julle is Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n noodsaaklike liggaamsdeel. Dis 1 Korintiërs 12 vers 27. Dit sê weer, julle is die Christus se liggaam en elkeen van julle is 'n belangrike liggaamsdeel. Sê gou die volgende saam met my en onthou dit. Ek is belangrik. Goed, nou sê julle die volgende. God het my gemaak vir 'n doel. En die laaste een, ek behoort aan Jesus se familie. Julle gaan nou 'n lekker aktiwiteit doen saam met die tannies in die klas en ek sien julle almal volgende week. Bye!